Handelinge hoofstuk 16. Nou vorige keer het ons geluister na die verhaal van Lydia. Jy sal nou onthou daardie dame wat tot bekering kom as sy Paulus se prediking hoor. Nou Paulus en sy vriende is nog steeds hier in die dorp Filippi, daar waar hulle Lydia raak geloop het. En nou lees ons verder in hoofstuk 16 hoe Paulus en sy vriende op 'n dag so deur die strate van die dorp Filippi loop en skielik is daar 'n slavin wat agter hulle aanloop met vreemde opmerkings. 'n Mens lees hierdie slavin het 'n waarsêersgees in haar. En dit maak nou dat sy die vermoë het dalk wie weet om die toekoms vir mense te voorspel of dalk om goeie raad en advies te gee. Hoe dit ook al sy, 'n mens hoor dat hierdie slavin se eienaars maak geld uit haar vermoë om vir ander mense dalk die toekoms te voorspel of raad te gee. Maar nou lees ons dat hierdie einste slavin met hierdie waarsêersgees in haar, ons sou nou eintlik vandag nou waarskynlik gesê hierdie waarsêersgees is iets soos 'n verstandelike gestremdheid, 'n geestesversteurdheid, in plaas daarvan om dit nou af te maak as 'n waarsêersgees. Nietemin, hierdie slavin loop agter Paulus en sy vriende aan en waar hulle ook al gaan, roep sy hardop uit vir die mense in die strate, kyk, hierdie mense, bedoelende Paulus en vriende, hierdie mense is deur God gestuur en hulle wil vir julle leer hoe om gered te word. En sy hou aan om dit te roep en te skree terwyl sy agter Paulus hulle aanloop. Vreemd, né, dat 'n waarsêersgees hierdie dinge oor Paulus hulle sou sê. En inderwaarheid is dit dan nou presies dit wat Paulus hulle doen. Hulle is deur God gestuur en wil mense leer hoe om gered te word. Maar hierdie irritasie van die vrou wat al agter hulle aanloop en so hard agter hulle roep, maak dat Paulus op 'n stadium dan omdraai na haar toe en die waarsêersgees uit haar uitdryf. Hoe dit ook al mag wees, die dame verloor die vermoë om toekoms te voorspel of goeie raad vir mense te gee wanneer hierdie waarsêersgees uit haar uitgaan. Onmiddellik besef haar eienaars, sy kan nou nie meer vir hulle geld maak nie, sy het nou nie meer hierdie vermoë om te doen wat sy vroeër gedoen het nie. Die eienaars van die slavin is dadelik smoorkwaad. Hulle gaan reguit na die stadspolisie toe en maak valse klagtes teen Paulus en sy vriende. Hulle sê, hierdie Joodse manne, Paulus en sy vriende, is besig om oproer te veroorsaak. Hulle maak moeilikheid hier in die stad. Onmiddellik kom die polisie en arresteer vir Paulus en sy vriende, vind hulle skuldig en 2 strawwe. Eerste plek kry lyfstraf, tweede plek, hulle word in die tronk gestop. En kry die tronkbewaarder opdrag, pas hulle baie mooi op. Sluit hulle binne in die binneste selle van die tronk toe. Daar sit Paulus en Silas en vriende, waarskynlik lyfseer van die lyfstraf, toegesluit in die tronk. Poging om hulle stil te maak om die evangelie te verkondig. En dan gebeur 'n wonderwerk. Om middernag, die eerste wonderwerk, is dat hier om middernag sit Paulus en sy vriende in die tronk, in hierdie benarde omstandighede, pyn, ongemak, sit hulle en sing liedere en bid tot God. 'n Wonderwerk dat hulle onder sulke swaar omstandighede steeds kan voortgaan met vreugde die Here se lof te besing. Tweede wonderwerk gebeur wanneer net na middernag lees ons, daar 'n aardbewing is, wat maak dat die tronkdeure oopgaan, die boeye van die gevangenes afval, en dan uiteindelik as die tronkbewaarder wakker word, en hy sien maar hier staan die tronkdeure dan nou oop, skrik hy om boeglam. Sy onmiddellike vrees is, nou het al die gevangenes ontsnap, en ek wat die tronkbewaarder is, ek gaan nou verantwoordelik gehou word vir hulle ontsnapping. En om sy straf vry te spring, wil die tronkbewaarder homself dan nou om die lewe bring. Paulus roep hard, nee, wag 'n bietjie, moet nou niks aan jouself doen nie, ons is nog hier in die tronk, hier is ons. Die tronkbewaarder besef, hierdie is 'n wonderwerk. Dis net God wat so iets kan doen. Hierdie God van wie Paulus hulle praat en vir wie hulle verkondig, net hy kan so 'n wonderwerk doen. Dit is nie dat die tronkbewaarder dan vir Paulus hulle vra, wat moet ek doen om gered te word? Wat moet ek doen om gered te word? En interessant is, Paulus het hulle se antwoord in vers 31. Heel eenvoudig, glo in die Here Jesus. Dan sal jy gered word. Glo. En die interessante is dan nou uiteindelik word die tronkbewaarder kom tot bekering en hy en sy gesin word gedoop en ja, hy help uiteindelik vir Paulus en sy vriende om uit die dorp te ontsnap. Die punt is, wat moet 'n mens doen om gered te word? Glo. Geloof in Jesus Christus. Niks meer nie, niks minder nie.
Geen ander vereiste word aan ons gestel, praat in tale, wondergenesings te kan doen, in tale te kan praat, en watter ander manier daar ook al mag wees, ons te demonstreer dat ons waardig is om gered te word? Nee. Paulus antwoord heel eenvoudig, glo, Here Jesus. Dis ook vir ons vandag waar. Hoe word ons gered? Geloof in die Here Jesus Christus. In hierdie twee agtereenvolgende verhale kry ons juis die kern van die boek Handelinge opgesluit. Jy onthou nou 'n vorige keer oor Lydia, 'n verhaal wat vertel hoe die kerk groei. Hier kry ons 'n tweede verhaal in Handelinge wat vertel van teëspoed teen die gelowiges. Tronkstraf, lyfstraf, swaar kry. Twee verhale in die boek Handelinge wat parallel loop. Die kerk wat groei, die kerk wat teëspoed kry. En nogtans is dit die Here wat genadig is oor sy kerk. Kom luister 'n volgende keer verder na verhale uit Handelinge.